Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus. Hierdie is episode 25 in die reeks. En ons is besig om te kyk na ons identiteit as geregverdigde in Jesus. Of soos ons partykeer lees, die geregtigheid van God in Jesus. Wat beteken dit en hoe maak dit 'n verskil in my elke dag lewe? Maar voor ons hierna verder kyk, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir u woord en krag en die lewe wat daar in u woord is. En dat u vandag vir ons wys, wat is die prys wat u betaal het vir ons in die kruis? Dat u al ons sondes op u geneem het en die perfekte prys betaal het. Maak ons hart ontvanklik en ons gedagtes oop vir hierdie waarheid in Jesus naam. Amen. Nou, ons het gister gekyk na hoe Jesus vir ons sy geregtigheid gegee het deur sy offer aan die kruis. Hoe dat God hom as ons plaatsvervanger aanvaar het, dat hy ons sondes op hom geneem het, maar nie net dit nie, dat hy ook vir ons sy geregtigheid gegee het. En ons sien hierdie duidelik in 2 Korintiërs 5:21 wat sê, want God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Jesus. Nou kom ons kyk bietjie vandag saam na Jesaja 53 vers 5. Jesaja 53 is wat bekend staan as 'n messiaanse profesie, of in ons elke dag taal 'n profesie oor die Messias, Jesus. Hier is detail oor hoe hy sou ly, waarvoor hy sou ly, maar ook die uiteinde van sy lyding en wat dit vir ons en vir hom sou beteken. In vers 5 lees ons onder andere hoekom Jesus so gruwelooslik moes ly. Die woord sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hier in die middel sê hy, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Met ander woorde, om ons te kan regverdig maak, is hy verbrysel. En hierdie woord verbrysel in die Hebreëus beteken beaten to pieces. Letterlik in stukke geslaan. Vir Jesus om vir ons sy geregtigheid te kon gee, moes hy betaal vir ons ongeregtigheid. Hy moes eers ontslaa raak van ons ongeregtigheid alvorens hy vir ons sy geregtigheid kon gee. En hoe het hy dit bewerkstellig? Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel, in stukke geslaan. Maar iets wat ek hier baie duidelik wil maak, vir God om jou te kan vergewe vir jou sondes, en dat hy terselfdertyd regverdig kan bly, moet jou sondes eers voorbetaal word. God kan nie net besluit om jou te vergewe nie. Net soos daar 'n regstelsel in ons land is, word God se koninkryk bestuur en geregeer deur 'n regstelsel. Hebreërs 1 vers 3 sê, dat hy alles in stand hou deur die woord van sy krag. Alles wat jy om jou sien, is geskep deur sy woord, en dit word alles in stand gehou deur die integriteit van sy woord. Vir God se skepping om te kan bly voortbestaan, moet sy integriteit en regverdigheid bly staan. Hy kan nie enige kompromie aangaan wat dit aanbetref nie. Hoekom sê ek dit nou juis alles? As God jou sondes eenvoudig net sou vergewe, sou hy onregverdig wees. En nou kan ons vra, maar wat van genade? Genade is nie God wat jou sonde onder die mat invee nie. Kom ek gebruik 'n ekstreem voorbeeld om dit te verduidelik. Hoe kan God 'n verkragter genadig wees en vergewe en regverdig bly? Hy kan nie sy dade net onder die mat invee en maak asof dit niks gebeur het nie. Ons eie landswette doen dit nie eers nie. En dit sou absurd wees om te dink dat God dit sou doen. 'n Verkragter moet gestraf word. Hy moet betaal vir sy verkeerde dade. Wel, veel meer in God se koninkryk. Enige en alle sondes moet gestraf word. Ek wil dit graag vir ons duidelik maak en herhaal. Enige en alle sondes moet gestraf word. Daar's geen sonde wat ongestraf kan bly nie. Anders sou God onregverdig wees en sou die heelal
in 'n oogwink ophou om te bestaan. En ek wil hiermee saam dit ook duidelik maak, dat niemand is besig om weg te kom met sonde nie. Niemand nie. Nie ek nie, nie jy nie, nie jou buurman nie, niemand nie. Sonde kan nie ongestraf bly nie. Anders is God onregverdig. Maar nou wil ek dit ook sê, en hiervan mag baie mense dalk nie hou nie, maar jy hou verniet jou asem op met die hoop dat God iemand gaan bykom vir iets wat hulle teenoor jou verkeerd gedoen het. Maar jy het dan nou net gesê God gaan geen sonde ongestraf kan los nie. Nou sê jy, hy gaan nie my baas bykom wat my so onregverdig behandel het nie. Hoe verstaan ek jou nou? Jesus het reeds almal se straf vir al hulle sondes gedra. Vers 5 hier in Jesaja 53 waarmee ons besig gesê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Hy het reeds die straf gedra vir almal se oortredinge en ongeregtigheid. In Johannes 1 vers 29 vind ons vir Johannes die doper besig om mense te doop. En toe hy opkyk, sien hy vir Jesus aankom om ook gedoop te word. En dan sê Johannes hierdie merkwaardige woorde: daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wat die sonde van die wêreld wegneem. Wie se sonde? Die wêreldsin. Wat doen hy daarmee? Hy vat dit weg. Jesus het nie die gelowiges se sondes kom wegneem nie, maar ook die van die hele wêreld. 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 sê die volgende: en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik, dis vers 19, dat God in Christus die wêreld, hier kan ons weer daai woord, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hier sien ons dit weer. God het die wêreld met homself versoen in Christus. Hoe doen hy dit? Deur nie hulle sondes toe te reken nie. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy het reeds hulle sondes op Jesus se liggaam uitgewoed. Die prys is betaal. Nie net vir jou sonde nie, prys die Here, maar vir die sondes van die hele wêreld. As God is iemand nou sou straf vir sy sonde, sou hy onregverdig wees. Want hy het reeds die straf vir elkeen se sonde op die liggaam van Jesus uitgewoed. Jesus het reeds die prys betaal. Met die duurste kommoditeit wat die hemele besit het, naamlik die bloed van Jesus. Die bloed van die Seun van God. Die prys is betaal en die prys was voldoende. My sonde, jou sonde en almal om ons se sonde is reeds voorbetaal. Dit is genade onbeskryflik groot. Genade is Jesus wat betaal het vir 'n boete waarvoor ons heeltemal te onbevoeg en bankrot voor was om self voor te kon betaal. Ek dink ek gaan eers hier stop sodat ons oor hierdie waarheid bietjie kan mediteer en herkou. Here Jesus, hoe sê ons genoegsaam dankie dat U ons sondes op U liggaam gedra het en dat U die straf daarvoor gedra het. Here, ek het net dankie om vir U te sê. Dankie, dankie, dankie dat U my sondes kom wegvat het. Maar nie net myne nie. Almal om my wat ek sien, se sonde het U op U liggaam gedra en die straf daarvoor betaal. Ons is vandag almal vry as ons net sou kies om in U naam te glo. Dankie Here vir hierdie enorme prys. Ons eer U, want U is 'n genadige God. In Jesus naam. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy so welkom om ons te kontak. Ina se nommer is 079-527-5738. Of as jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy ook by Ina die details kry, of jy kan na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.